Vir diegene van julle van wie ek nog nie gegroet het nie, sê ek nou goeiemiddag. En baie dankie dat julle hier is. En dat julle op daai manier ook sê, maar ons het 'n lewe gedeel met Susan, tannie Susan, en ons deel 'n lewe saam met haar kinders en haar kleinkinders en ook die agterkleinkinders. Baie dankie dat julle hier is. Ek wil ook hier aan die begin vir Nijhof en vir Marleen en vir Karin en vir Steven en vir my kinders. Ek ken die name, maar ek gaan nou nie te veel daag nie, want ek kan my geheer nie altyd vertrou nie. Jy het ook gesê weg, die volgende moet gesê weg. So, maar vir julle die Here se troos toebid. Ek is bly vir die troos en die ondersteuning van die Here se kinders en van julle vriende en familie en julle vennote en mense wat saam met julle werk en lewe. Maar die een wat regtig kan troos is die Here. En die dinge wat ons glo, die gee vir ons groot troos. Nou gewonder dat is ek van omstelling gesê. Okay. Goed, kan ons begin met 'n gebed? Nee, wag, ek gaan eers hier lees. Nee, ek gaan nie hier lees, ek gaan dit later lees. Okay. Gewoonlik is hier so 'n stukkie. Nee, maar die briefies, ek dink dit pas om dit later te lees. Kom ons maak die oë toe. Onse Vader, dankie dat ons U so mag noem. En dankie vir die wete dat dit nie net U is wat ons gemaak het nie, maar ook vir ons die geloof gegee het, waardeur ons weet dat U het ons eenkant toe gestoot, vir die Here Jesus eenkant toe gestoot, sodat U vir ons as U kinders kon aanneem. En daarmee het U ons Vader geword op 'n wonderlike manier. 'n Vader wat vir ons omgee en liefhet en by ons betrokke is. Here, ons kan vir U niks sê wat U nie weet nie, en U weet van die hartseer en gevoelens by Susan se kinders en by haar kleinkinders. Ons is nie goed met hierdie soort afskeide nie. Ons is nie goed met dood en die gemis wat dit bring nie. Die senuwees van ons liefde vir mekaar kry seer in sulke omstandighede. Dankie dat U dit begryp en dat ons vir U kan vra om te troos, om baie troos te gee, om vas te hou vir Nijhof, vir Karin en hulle lewensmaats, maar ook vir al die kleinkinders en vir die agterkleinkinders wat dalk nog nie so alles verstaan nie, maar ook die ander, maar ook vir familie, vir Jacques en sy vroukie. Wil U troos ruim op ons almal uitstort. Ons gaan haar mis. Dankie dat ons haar aan U kan toevertrou. Wil U nou ons hier seën, die woord wat tot ons gaan kom, en ook die saamwees. Dankie dat Susan nie verniet gelewe het nie, en nooit vergete sal wees nie, omdat sy in U hande is, altyd, maar ook nou en vir ewig. In Jesus se naam, amen. Ek gaan Psalm 103 lees. Daar was die wenk van 1 Korintiërs 13. En dit was 'n skrifgedeelte waarvoor Susan baie lief was. Nou ek wil maar vra, julle moet dit oppas soos 'n kosbare klein noot. Wonderlike gedeelte. Veral as mense dit ook so verstaan dat die een van wie daar eintlik gepraat word is Jesus. Daai soort liefde kan ek en julle nie. Maar Jesus steek ons aan dan. Maar ek gaan nou lees Psalm 103 van Dawid. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe
wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig, beteken geduldig, en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Ek gaan nou nie die hele Psalm verkondig nie. Dan gaan julle later nou regtig wees ek nou amen sê. Maar ek het grepe daar uitgeleem wat veral paslik is. Die hele Psalm pas natuurlik, maar seker is die is nou so dat ou wil hulle graag juist inbring. Dis natuurlik 'n oorvol Psalm hierdie. Ek weet hoe goed julle hom ken nie. Toe ons nog heel wat jonger was in die ou dae in die nagmaal, na die nagmaal het hulle die eerste deel van hom gelees, nog in die ou vertaling. Wonderlik, dis daar hoor ek nie meer, maar het was altyd wonderlike oomblikke. Maar die Psalm bars uit sy nate uit met die goeie dinge van God, van wie God is, maar ook van wat hy doen, sy weldade, soos hier geskrywe staan. Dit gaan in God se weldade oor sy gee. Ek gaan nie nou 'n lys maak nie, want daar gaan ons ook die hele middag besig wees. Maar God gee die lewe. God gee ons aan mekaar. Hy het maar Susan gegee. En hy het haar gegee in al die rolle waarin sy was. Eers as 'n kindjie aan haar ouers, en as 'n kleinkind aan haar grootouers, en toe ook as 'n dogtertjie in die gesin waar sy was, en as 'n sussie vir haar boeties en vir haar sissies, en later as 'n eggenoot vir pa Tony, en as 'n moeder vir Nyof en Karin, en as 'n grootmoeder, en as 'n ouma en 'n ouma grootjie, as 'n vriendin, as 'n medegelowige. Julle kan hoor, dis 'n geweldige hoeveelheid verhoudings wat ontstaan. God het aan haar die lewe gegee en sy betrokkenheid in haar lewe, en dit het gemaak dat soos wat ons met haar kontak gehad het, het sy aan ons almal iets afgegee, aan baie meer as ander natuurlik, nee, want sy het vir julle twee, ek weet nie altyd of ek my goed nie sê nie, maar sy het vir jou en Karin gedra, eers Karin en toe vir jou, onder haar hart, vir die beste deel van die jaar.
As 'n mens daaraan dink, dan word jou hart klein. En daarna, as 'n mens sou vra, elkeen van ons te moeder, daar is nie een dat jy moeder het nie. Hoeveel keer het 'n mens se moeder jou gevoed met 'n bottel of nie? Hoeveel keer het sy jou droog gemaak, skoon gemaak, windjies uitgevryf? Hoeveel keer het sy jou geklie, met jou gespeel, jou aan die slaap probeer, maar nie altyd met evenveel sukses nie. Dit is 'n hele wêreld, 'n geweldige wêreld. Wat groot is, en dink jy mos nie eintlik aan sulke goed nie. Maar dit is 'n geweldige wêreld wat 'n mens se ma vir jou beteken. Saam met haar het sy gebring haar erfenis uit haar voorgeslag. Sy het my langs die pad vertel van haar ouers. En sekere dinge wat hulle, selfs in 'n tyd toe die dinge baie rigied was en ons dan sekere dinge wat beginsels wat vir hulle belangrik was in daai tyd. So. En ek glo sy het dit met haar saamgebring. Ek gaan nou nie besonderhede sê nie, want ek is bang ek stel iemand 'n verleentheid, sal jy wees in jou. Ek kan nie. Maar in elk geval, wat ek wou sê is dat haar kommunikasie, ek kon lekker met haar gesels, en nie eensydig nie, sy teruggesels. Dit is altyd lekker as iemand jou vertrou, as iemand met jou dinge deel, en dat jy van hart tot hart kan gesels. Dat jy kan gesels oor swaar kry, dat jy op jou beurt kan vertel, en daar het iets aan my afgegee waarvoor ek dankbaar is. En sy het soveel met haar saamgebring wat sy ook aan julle afgegee het. En die groot waarheid is dat iemand anders gee meer aan jou af as wat jy van weet. Ek het die dag in die huis gevra, nee, op watter maniere het die Here vir julle geseën met die ma wat hy gegee het? Of met die skoonmoeder, of met die ouma. En mens is maar snaaks en jy kan nie mooi raakvat nie. En jou geheue is baie selektief ook. Maar al die dinge was daar, God het dit saam met haar vir julle gegee. Ons het by haar gesien wat is volharding. Alleen was nie maklik. En ek praat nie net van die laaste stuk nie. Ek gaan nie besonderhede noem, net verwys daarna, sy het haar man verloor, sy het verlede jaar haar sussie verloor, sy en Jacques. En sy het haar seun verloor. Daaroor het sy my baie vertel. Dit moes baie erg gewees het. En sy het my vertel, die een groot ding wat haar getroos het, was sy geloof in God, in daai omstandighede. En dit kon sy deel vir enigiemand, met enigiemand wat dit wou hoor. En nou mag ek nou klink hier julle gehoor dat hy kan aan sê, ek was nou by die begrafnis, maar ek ken nie haar oor begrawe is nie. Julle gehoor is nie so. Het gebeur seker man. Die familie wil maar mooi goed hoor. Maar ek het nie iets uit my duim gesuig nie. Maar miskien kom hy nou in en sê, wat van haar foute? Julle gehoor het ons gelees. Dat God ons sondes vergewe. Die foute, die tekortkome. Hier staan selfs, hy vat dit so ver weg, so ver as dit die hemel van die aarde af is. Nou sal iemand dalk sê, maar vandag met die sterrekunde wat ons nou weet, is die hemel nogal heel wat verder as wat ons gedink. Maar God vat dit nog altyd so ver. Hoe ver is die ooste van die weste? Ons dink aan 'n ronde aarde, maar net gedink aan 'n plat aarde. Ooste het nie einde nie. Weste het ook nie einde nie. God vat dit weg. En na dit kan niemand iets sê oor ma Susan of ouma Susan of oor my of oor julle. As God vergewe het, is die saak afgehandel. En dit is vir my wonderlik om dit so te kan sê, veral ook as ek kom oor haar. Julle moet maar verskoon, as jy almal kyk en julle is breed so. Alright, goed. Ek wil 'n bietjie aanskuiwe. Een van die dinge wat vir 'n mens baie keer swaar is hoe swaar jou moeder en jou ouma gelei het. 'n Mens kan verleë word daarmee. Jy kan vra, hoekom help God daar dan? Hoekom verkort God dan nie hierdie lyding? Jy kan selfs vra, waar is God? Maar nou sê hierdie Psalm vir ons 'n ding, hy praat hier van God se ontferming.
En daai woord vir God se ontferming in Hebreëus is die meervoud, jy nou sal interesseer is rachamim, die enkelvoud is rechem. Die rechem is die Hebreëse woord vir 'n vrou se moederskoot, haar baarmoeder. En nou sal die dames hier vir ons kan sê, dis die orgaan waar vir 'n vrou ongelooflike intieme gedagtes en gevoelens sit. Die geboorteplek van haar kinders. En julle sal kan vertel, hoeveel keer het 'n ma gepraat met die ou lewetjie in haar kontak gemaak van buite af en so aan. En nou sê die Psalm vir ons, die woord van ontferming wat dieselfde agtergrond het as baarmoeder, is die woord vir God se ontferming. Letterlik God se baarmoeders. God se gevoelens. God se teerste gevoelens vir sy kinders in al die omstandighede, maar veral wanneer hulle swaar kry. As iets anders wat ek wil sê, kan aansluit met Psalm 139, maar gaan nie nou lees nie. Daar waar staan, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En nou met 'n ou prentjie vorm, jy daai tyd, toe ek en julle in ons moederskoot was, ons moeder se skoot was, toe het ons tussen twee baarmoeders gelê. Die buitenste een was my moeder se baarmoeder, die binneste een was die Heer se hand. U het my gevorm, dit al hoor. My aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Binneste een was die Heer se hande. En op 'n dag het 'n mens jou moeder se skoot verlaat, maar die Here se hande het jy nooit verlaat. Jou hele lewe is God se hande om jou. Jy lewe in sy hande, jy loop en kruip en praat, jy gaan skool toe in sy hande, jy trou eendag, jy gaan leer in sy hande, jy word oud in sy hande, jy word siek in sy hande, hy vat nooit sy hande weg nie. En as ons dit nou toepas op ma Susan, sy was die hele tyd in hierdie hande, in hierdie ontferming hande, hierdie hande wat jammer. En nou kan een van julle miskien nog sê, maar hoekom het sy dan so swaar gekry? En dan sê antwoord, God het nie niks gedoen. God het nie niks gedoen. Daai hande het aan haar die ontferming en liefde verdien wat ons aan die kruis sien. Sy het dit ontvang. Julle sal maar met toegee, ek en julle is nie baie goed daarmee om God se werk te sien. Ons kyk met hierdie oë en ons laat ons deur hulle lei. En hy's ook nie eens goed nie. Want ons val baie keer oor 'n ding wat ons nie gesien het nie. Baie keer stamp ons kop of baie keer kry ons ander ongelukke omdat hierdie oë ons in die steek laat. Maar as jy met die geloof se oë kyk, dan kom jy agter wat God doen. En dan weet jy ook nie God vertrou, hy was daar, sy hande was daar. Hy het gedoen baie meer as wat ons doen. Selfs al is dit vir my swaar om daarin te dink, en God was daar. En dit is ook die rede waarom sy tog daai lot aanvaar. Een van die wonderlike dinge is, mense, ek het al gekry, mense wat so swaar kry, hulle sien nie kans om verder te lewe. En hulle doen iets aan, hè? Maar Susan het nie iets daar gedoen. Sy het eindtyd gegaan. Sy het die hande toegelaat om haar te vat totdat sy by God is. En ek dink, dit troos vir 'n mens. Dis iets anders ook wat ons hier lees. Daar staan soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. Ek is so 'n seentjie was, toe loop ek het op 'n plaas groot geword, toe loop ek in 'n land in. Ek het nie baie ver gegaan, ek staan net daar staan, ek kan nie terug nie, kan nêrens heen nie. My voete onder is vol dubbeltjies. En dan tjou vir ouma, dan kom jou pa jou daar uithaal. God is net baie meer so. Kom haal 'n mens. Hy tel jou op. Sy hande is om jou. Dan staan daar, hy weet waarvan ons gemaak is. Daar's niks wat ons vir God kon sê oor maar Susan wat hy nie geweet het. En hy bly nie op 'n afstand. Hy hou dit 'n gedagte dat ons tog is. Hy weet, ons is nie goed met pyn nie. Ons is nie goed met kort asem nie. Ons is nie goed met die slegte dinge in die lewe. En hy doen iets daaraan, al kan ons dit nie altyd sien nie.
Hy was daar. Ek wil 'n ding ophaal hier wat ek aan gedink het. Met die swaard wat Ma Susan gehad het. Sy het tog 82 jaar gehaal. Gewoonlik as iemand swaar kry met die swaar kry wat sy gekry het, ga jy nie ver nie, knak jou. Jou organe gee in, stres verinaweer jou en al so aan. Sy het 82 geword. Goed, ons weet die laaste jare was baie swaar. In vroeë jare was hy ook swaar tye met Anton, dis mos sy regte naam. En met Tony en verlede jaar met Christine, en met Christine sou kom om haar te besoek. Toe kom Christine, kom nie want God het haar kom haal. Wat traumaties is. As hy 82 jaar oud geword. Ons het hier gelees, wat my red van die graf. Kom ons pas dit op onsself toe. Hoeveel keer het God al 'n slegte virus van ons al weggekeer? Van hoeveel weet julle? Ja, ons weet nie, ek weet nie. Maar ek weet hy het. Hoeveel keer was jy al siek en net gesond geword? Wie van julle het al by die dood omgedraai, maar die Here het jou deurgehelp? Wie sal van ons wees, né? Hoeveel keer was ons in gevaar? Ek het eendag in Kimberley, ek het my dogter gaan wegbring vir 'n orrelles. Nou sit ek daar aan die Venture en julle weet daai tyd was 'n Venture verskriklik gewild om te steel. En hier kom twee mense, so man nie sê wie en wat nie. Ek ken hulle glad nie, maar ek sien hulle lyfstaal is vyandig. Hulle soek hy Venture. En toe kom maar 'n ander ou ingery, toe gee hulle pad. Maar eintlik was dit God wat hulle verwilder het. Doen God dit altyd? Nee. Maar hy is altyd daar. Ons is altyd in sy hande. Ons kan hom vertrou vir lewe en vir sterwe. En dan staan hier ook 'n ander wat ons gelees het, wat beteken God het haar bedien met lewenskrag. Daarom kon sy aangaan. Beteken was dit moeilik. Weet julle, verlede donderdag het sy nog vir my 'n glimlaggie gegee. Vir 'n koomslag. Ek weet nie wat die koomslag was nie, maar ek onthou die glimlag. Onthou die dag toe ons daar gepraat het in die kamer. Sy was by, die oë was toe, maar sy was by. God het haar aan haar die lewe bedien, al het dit nie vir ons altyd so gelyk nie. Baie meer daarvan. God het aan haar die ewige lewe gegee. As hy staan wat my red van die graf, dan kan iemand nou vra, maar sy dan nou Saterdag het sy haar lewe klaar gemaak op aarde. Jy maak die ewige lewe nooit klaar nie. Nooit nie. En daarom as ons hier lees wat my red van die graf, dan gaan dit daaroor dat God my in die ewige lewe hou, ook as ek my laaste asem uitblaas. Dit is vir 'n mens iets geweldigs. En sy is nou soos, dis Lukas Evangelie wat sê dat God is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is nie die God van dooies nie, maar van lewens. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob en van Susan. Dit is wonderlik om daar te dink. Lukas sê Jesus en Lukas, hulle lewe en hulle lewe by God. Dit klink onmoontlik, maar dit is hoe God dit doen. Ek dink julle wil hê ek moet klaarmaak, nee. Nee, julle wil nie. Ek het aan die begin gesê, hierdie Psalm is oorvol, dis reg. Hy moet ook amen sê. Die Psalm is oorvol van wat God doen. Kyk, hy begin in die ou vertaling, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Loof die Here o my siel en alles wat in my is sy heilige naam. Ek het dit verkeerd omgesê. En dan as hy aan die einde kom, dan word Dawid, wat die Psalm aan wie die Psalm gekoppel word, dan word hy oorweldig deur wie God is, God sy eienskappe, sy ontferming, sy liefde, dat hy regeer, dat hy geduldig is, dat hy 'n vader is, al die dinge. En dan bars Dawid aan die einde op in lof, meer en meer, prys die Here. En hy roep alles en almal, alles in die skepping op, om saam vir God te loof en te prys. Ek het 'n idee, as ons dit hoor, al is mense gemoed swaar, dan word jy deel van dit. Want die gelowiges van alle tye, wat onder die indruk kom, van wat God doen, van wat God gee, van God se weldade, van wie God is. En dan wil jy meer doen, dan wil jy hom prys.
En dan wil jy jou opnuut skaar by die ouens na wie verwys word in een van die verse, onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien vir opeenvolgende geslagte. En dan sê 'n mens maar, wie sê ek wil deel hiervan wees. Laat my deel hiervan wees. Laat my myself nog meer hiervoor gee om die God te prys wat ook my moeder en my ouma se God is. Want ergens deur God se regering gaan ons weer by mekaar inkom. En hoe lekker gaan dit dan wees. Mag die Here julle seën en help ons almal seën en help op hierdie pad totdat ons by hom is. Ek gaan 'n gebed sê. Here, ek kom vra dat u dit wat ons nou gehoor het, diep in elkeen van ons sal indra. Wil u ons geloofsoë helder maak om die dinge wat u doen en wie u vir ons is helder in te sien. En gee dat dit sal toer met ons, sal toer met ons harte, met ons gevoelens, met ons lewe, met ons lewensomstandighede. Gee dat daar baie lig sal kom in ons donkerte en hoop en troos op ons lewenspad. Ek wil saam met almal wat hier is vir u dankie sê vir die geskenk wat u aan ons gegee het, ook aan voorgeslagte toe u vir Susan gegee het. Ons sê vir u dankie vir haar liefde, u liefde wat deur haar liefde na elke van ons gekom het. Ons sê vir u dankie dat u vir haar vergewe het, soos wat u ook vir ons vergewe het. En ons sê vir u dankie dat u deur Jesus se bloed vir haar aangeneem het as u kind. En dat u besluit het, u het geweet, en u het besluit wanneer genoeg is genoeg. En u het Saterdag vir haar gekom neem na 'n land, waar daar nie meer pyn is nie, waar daar nie meer asemnood is nie, nie meer pille nie meer vasgekluister aan 'n bed nie. En dankie Here dat u op u self dit neem om vir haar kinders en vir haar en Tony se nageslag te sorg, ook vir hulle geloof te sorg. En ons vra dat u vir ons sal help in ons lewens, gee dat hierdie psalm by ons sal spook, dat ons hom sal sing en sal leef en weer gaan lees en weer daaroor gaan dink. O Heilige Gees, wil u dit nog baie meer uitlê in ons lewens en ons intrek in die wêreld wat die psalm vir ons aanbied. Ons vra dit in die naam van Jesus. Verder wil ek ook vra dat u almal sal seën. Susan se nageslag, haar en Tony se nageslag, haar familie, hulle vriende. Ons vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die krag en die troos van die Heilige Gees, veral met Neof en Karin en hulle gesinne en hulle nageslag dit sal wees, maar met ons almal ook. In Jesus se naam. Amen. Is dit warm nie binne? Dit is so spannend. Die bedankings. Ek het al gesê baie dankie vir almal wat teenwoordig is. In geval iemand by was en sê ek het nou weer. Baie dankie vir al die boodskappe wat julle gestuur het op watter manier ook al. Al die blomme, al die ondersteuning. Dit mense hart goed, wanneer jy agterkom. Jy word nie vergeet nie en jou ma word ook nie vergeet. Dankie vir almal wat altyd vir haar kom kuier en kontak gehou het. Ek dink skielik ook aan ouers wat baie oud en bouvallig is wat ook daar gekom het, maar ek gaan nou nie name nie. En dan Karin en Natalie, vir al julle hulp en ondersteuning met ouma en die hulp met ouma se diens.
Ja, ek sien dat. Ek sien dat. Want ek moet nou besluit, na wie gaan ek die meeste kyk, na jou of na haar? En dankie ook, vir wat jy het om mamma gedoen het. Die eerste, en al die dinge wat jy daar gedoen het. Ek wil vir jou sinseer dan Gina en Elsabie, is Elsabie dalk hier? Wie val my oor op jou? Sê dan, ek hou daar, ek sê altyd nou vir hy lekker lag. Maar is Gina hier? Hey, is Gina? Is Gina? Baie dankie julle. Julle, ek het skaars gesit daar, kry ek my beker koffie. En nog koekies ook albei. Baie dankie vir wat julle vir Tannie Susan. Jy vaak sê ouma, né? Jy vaak sê ouma. Vir haar gedoen het. Dat het vir meer beteken as wat julle van weet. As 'n mens baie swaar kry soos sy, is dit nie altyd so maklik om oor te loop en uit die bed te spring van dankbaarheid nie, maar ek is seker daarvan sy dit waardeer, en haar mense waardeer dit net so baie. Baie dankie. En dankie, Mama Lee. Ek verstaan dat jy het die nagte jy gaan opstaan en daar gaan geselskap hou. En daar is so ene ander wat die geselskap dan waartoe die geselskap gelei het. En dit ook, hoewel jy die dag gewerk het, ek gaan nie vra lang as jou dag skop nie. Maar verskriklik baie dankie. Jou skoolma het 'n goeie skoondokter opgekry. Baie dankie daarvoor. Nou joh? Baie dankie vir die mooie sonsale manier waarop jy na jou moeder kyk het en voorsien het. En vir haar 'n anker was. Ek het dit natuurlik ook self gesien, by jou oor, so jy nou nie strei nie. Annelies, jou ondersteuning was deur te help in die programme, die slideshow en ook die blogge. Staan jy in die pad? Ja, sorry. Gaan jy nie meer waarsku nie? Dan Johan, vir die musiek en die ondersteuning. Anton, baie dankie vir die saal en ook dat jy jou arm uitgesteek het om te ondersteun en wat jy ook gedoen het as behoed. Moet ek jou so beskryf. Dan Madelies, waar sy? Baie dankie vir die neem van die video. Vreeslik dankie daarvoor. Is daar iemand wat daar voel dat ek het nou hom of haar uitgelaat en min gesê, of te veel gesê, vergewe my asseblief. Ons het mos gelees wat gehoor van vergifnis. So. Ek het die idee, hier gaan nou glasies uitgedeel. Wait a minute. Dit kan een tydje vat, ek moet stel wat lig is. So, klop die briefies, liefdesbriefies, wat Susan se mensendrag geskryf het. Die eerste kom van die ek lees, Boeksie het trou aan die belofte aan God bly staan tot die einde. Ek wil net dankie sê dat Boeksie deur Boeksie se voorbeeld van harde werk my 'n sterk vrou gemaak het, wat ek weer aan my dogter kon oordra. Wel, Boeksie die moeilike tyd gekry, geen pyn, moeilike asemhaal en sukkel om te eet meer nie. Ek gun Boeksie die tyd saam met ons Hemelse Vader. Daar gaan baie mense op aarde wees wat Boeksie gaan mis, maar ontspan saam met die familie wat Boeksie vooruit gegaan het na 'n plek vol liefde en vrede. En dan Leof, die ma, toe ek was daar 9 was tydens pa se rugoperasies, was ma baie bekommerd oor die toekoms. Ek het ma beloof dat ek sal sorg vir 'n dak oor julle kop, solank as wat dit nodig is. Met Vader se seëninge kon ek my belofte gestand doen en dit was 'n voorreg. Die sorg wat ma vir almal gegee het, ma met soveel liefde gedoen.
Ek gaan ons geselsies en saam lag, baie mis. Liefde, noppie, spreek ek reg. Moet ek ook wil sê, is 'n aam, maar ek gaan gesê, kan nie net nie wees. Ja, dankie jou. En dan kom ek by jou broer, kyk jy en kinders, is dit jy ja? Dit is jy net goed. Ousus, 'n lig in my lag, soos 'n fontein wat borrel, jou lag, het almal gehelp, het jou hart so oop, al het die lewe jou van baie gestroop. Het soms net stil gestaan, terwyl jy die skorrelgoed of die potsel afdroog, al was jy lang al klaar. Dan het jy gedigte geskryf, wat diep in jou siel roer, 'n fluistering van wysheid, wat jou gedagtes in ander rigtings voer. Jy het lig gebring in die donker nag, 'n sagte hand, 'n liefdevolle lag. Ons harte is seer, maar ons onthou die mooi in jou, 'n ware vrou. Rus nou sag, ons dierbare ousus, jou reis is voltooi, jou pyn verlig, nooit weer kort asem, voor 'n taak moet sloeg. Ons sal jou nie vergeet, jou broer, Kotie en jou kinders. Dankie, Jacqueline. Alleen, liewe ma Susan, ek sal jou altyd onthou vir jou nag sê en bed. Waar is my drukkie? En ek is lief vir jou. Ma was vir my 'n voorbeeld van hoe om jouself te gee vir ander en hoe om te gee. Dankie vir jou liefde. Dankie vir die pragtige seun wat jy vir my gegee het. Die huis is nou so stil, maar ek is bly dat jy my vader vry kan asemhaal. Ek dink egter nie dat ma nou rus nie. Die stap waarskynlik rond in sy sonskyn en kuier en deel drukkies uit aan al die bekendes en nuwe vriende. Geniet dit. Marlene, dankie Marlene. En dan Anton, rus sag ouma. Lekker kuier met oupa daar in die hemel. Nee, ouma sal gemis word. Baie lief vir ouma. En dan Johan. Iets wat ek altyd sal onthou is hoe ouma vir my en oupa geskel het as ons aan die praat geraak het, terwyl ouma sewende laan kyk en oupa kan nie hoor nie. Dit vir my is 'n bekende misdaad. Dan maak ouma vir oupa stil en dan nie lank nie, dan begin ons weer praat om ouma se sin uit te trek. Johan? Oh, hy staan daar. Hy wou mense hoor as jy. Baie dankie Johan. Dan Natalie. My ouma het altyd reg gestaan om jou iets te gee om te eet of te drink. Daar was altyd iets lekkers, al was dit net 'n Marie-koekie. Ek moet sê ek het beter genoem daar. Ouma was altyd game vir kattekwaad en was nooit afgeskrik deur iets of iemand nie. As sy kaas gekry het om iets te doen, is iets wat sy wou doen, het sy dit vol hart aangepak en geniet. Van cocktails saam met my drink op ladies night, tot belly dancing en jou treintrip wat ouma so lank na uitgesien het. Ouma was altyd 'n bok vir sport. Sal altyd aan ouma dink wanneer daar in Aruba geniet word. Rus sag oumie. Die Here het nie vergeet nie. Liefde. Jou klein muis. Dankie Natalie. En dan Charlize. Hallo ouma. Want baie ouma is nie maklik nie. Ek wil net sê ek mis nogal vir ouma. Ek gaan hier in die gang afloop en vir Naofi sê, kom ons gaan sê vir ouma Helen mis. Ouma het vir my baie beteken en ek gaan ons geselsies oor blommetjies plant, potplantjies en die wat maak jy alles, appeliefie? Baie mis. Mag ouma heerlik baljaar in God se blommetuin, lekker lag en kliphard sing. Baie lief vir ouma. Charlize. En ek lees die sinnetjie heel onder, sy sal ewig onthou word en is vir altyd in ons almal saam. Baie dankie.
Met almal 'n glasie. Ek vra vir julle om te staan. En dan drink ons die glasie. Afval. Ons sit op aan. Ek kan net vir Dominee ook baie dankie sê vir sy moeder. Vir al sy kuiers op ons loop hulle lang pad. Van voor Kaaptoe nog met baie ondersteuning en baie gebed. Ek weet dit is so wel voorreg gewees het ook dat jy vandag hier met ons kon deel. En ek wil net sê, Oma Susan het altyd die eerste gebruik van om in die pap te gaan afsluit, was nou vir haar nogal 'n oulike idee. So dit is ook om ons gedink het ook om haar lewe te kom vier, elkeen net met 'n glasie Amarula. Jammer julle gaan nou nie dronk raak daarvan nie, maar ja, daar's baie wat nog moet bestuur. So vreeslik dankie vir almal wat gekom het. Gaan help julle self asseblief met ietsie om te eet en te drink. Daar's warm goeders daai kant, sap hierdie kant en geniet haar lewe.